Ek wil graag die volgende storie met julle deel. 'n Jong getroude koppel besluit om hulle eerste huis saam te koop. Hulle sit een oggend in die voorkamer en geniet 'n koppie koffie saam, terwyl die vrou by die venster uitkyk en sy sien hoe haar buurvrou besig is om wasgoed op die wasgoedlyn te hang. En sy sê vir haar man, hoe is dit dat hierdie vrou vuil wasgoed op die wasgoedlyn hang? Die man het niks gesê nie en 'n week het verbygegaan. En hulle sit weer in die voorkamer, geniet 'n koppie koffie saam en die vrou kyk by die venster uit en sien dat haar buurvrou besig is om wasgoed op die wasgoedlyn te hang. En sy maak weer eens dieselfde kommentaar deur te sê, wat is fout met die vrou dat sy vuil wasgoed op die wasgoedlyn hang? En die man het weer niks gesê nie. 'n Week het weer verbygegaan en hulle sit in die voorkamer, geniet 'n koppie koffie saam en die vrou kyk by die venster uit. En hierdie keer sê sy vir haar man, kyk, die buurvrou hang skoon wasgoed op die wasgoedlyn. En die man sê vir haar, ek het vanoggend vroeg opgestaan en ek het besluit om die vensters af te was. Die moraal van hierdie storie is, baie kere is ons opsomming van mense gebaseer op die skoonheid van die venster waardeur ons kyk. Matteus 7 vers 3 sê, waarom sien jy die splinter in die oog van jou broeder, maar die balk in jou eie oog merk jy nie op nie? Jy is so gekonsentreerd op die vuilheid van anders, maar jy sien joune nie raak nie. Dit het gevat dat hierdie man sy vensters moes was, sodat sy vrou die ware gehalte kon sien van die buurvrou. Baie keer kyk ons vas teen ons eie splinters, teen ons eie vuilheid, en ons maak asof dit die ander sinne is. Hoe sê die gesegde, vee eers voor jou eie deur, voor jy voor 'n ander man se deur vee. So maak eers seker dat jou eie venster skoon is, voor jy ander mense blameer vir vuilheid wat eintlik joune is.